Liewe ouer, of enige belangstellinge aan ons kategese. So, ja, ons staan nou aan die einde van hierdie jaar se kategese. Meeste die juniors het verlede week afgesluit en party van die senior klasse en vandag sluit die res af. Maar nou moet ons ook al begin dink aan volgende jaar. So ek gaan saam met hierdie video stuur ek ook 'n vraelys wat julle asseblief moet antwoord as jy tydjie kry daarna. Nou, die Here het ons geseën en geoutso met regtig 'n ongelooflike sterk jeugbediening waar ons 'n klomp kinders op 'n weeklikse basis bedien. En ek sê seën, al is dit soms 'n frustrasie en al is dit soms uitdagend, sit ons met 'n klomp kinders wat die Here onder ons sorg gesit het. En ek glo dit vas, dit kom van hom af. Maar as ons nie regtig hulle na die Here toe lei nie en regtig hierdie geleentheid wat die Here in ons hande gesit het gebruik nie, dan gaan dit baie moontlik weggaan. En dan gaan ons baie moontlik nie meer hierdie situasie in die toekoms het nie. Met die uitdaging, omdat ons so groot jeuggroep het, is daar verskillende goed wat gebeur. Dissipline, ek het al 'n paar boodskappe daar gestuur, die nodigheid van kategete, mense wat hulle hande op sal steek en sê, hoor, ons wil hierdie doen. En die realiteit is, ons stap volgende jaar in met 'n klompie mense wat nie meer kan aangaan nie, mense wat hulle deel gedoen het. So my eerste beroep vanmôre is, dat jy jou hand sal opsteek en sal sê, hoor, ek sal dit graag wil doen. Op 'n ander kant dink ek so 'n bietjie verder, dink ek 'n bietjie aan iets nuuts, iets meer prakties. So, daar jy sal sien, in die vorm is daar verskillende tye wat jy kan kies, wat jou meer gaan pas. Nou, die een is mos nou tradisionele maandag, 5 tot 6, wat daarmee geen fout is nie. Ek dink ons kan mos 'n bietjie meer inkleur. Die ander een is wat ek so 'n bietjie 'n skuif wil maak, is om te kyk Woensdae, die juniors 'n sekere tyd en die seniors 'n sekere tyd. Wat my gedagte daaromtrent is om my koffiehuis wat ook op Woensdae gebeur, half te kombineer met die senior kategese. Maar dit is ook nie te sê, ek gee 'n klomp voorstelle en ek wil hê ons moet saam hieroor dink en saam hieroor bid. So as jy deur die vorm gaan, dat jy dit bidden doen en nie net doen vinnig net tik nie, maar laat jy regtig daar sal kyk, maar laat ons dalk die seniors, my eerste uur van koffiehuis is eintlik 'n evangelisasie deel, is eintlik 'n lesdeel, terwyl die tweede deel van my koffiehuis is dan meer 'n kuier sosialisering deel. En ek dink ek misbruik baie keer daai eerste uur en kan ons baie meer effektief gebruik. So dit is my gedagte op Woensdae aande 7 uur. Daar gaan teen 'n klompie komplikasies wees en dit wil ek hoor by julle. Sê ek seker om te sê, daai gaan nie werk nie. My kind het hierdie tot daai tyd en ek gaan probeer om te kyk hoeveel van julle kan ons akkommodeer. Ander opsie is 'n Sondag na kerk. Hierdie het nogal ook uitdagings, verseker. Ek meen daar's 'n klomp koshuiskinders wat eers Sondag aande kerk toe kom. Ek self kan nie, ek het 'n buitediens omtrent elke Sondag of het iets na die diens, so ons gaan 'n bietjie anders daaroor dink. Ek dink nou net sommer aan 'n opsie wat ek dalk moet bysit, 'n Sondag aande kan ons dalk na kyk, maar dit skakel weer 'n groot groep mense in. So ek noem hierdie goed vir julle, ek wil oop wees hieroor, ek wil hê ons moet daaroor praat. Dan 'n volgende keuse is hoe ons dit wil aanbied. Ek het nou 'n bietjie gedink, moet ons dit nie begin inkleur soos 'n jeugdiens nie. Dat daar iemand is wat voorvat, hy doen 'n jeugdiens, ons sing 2 liedjies saam, iemand lewer 'n preek in aanhalingstekens, en daarna breek ons op in kleiner groepe met net 'n klompie vrae oor daai preek. Nou wie hierdeur nie sal beïnvloed word nie, is die belydensklas. Die belydensklas se goed sal altyd apart wees en ek sal dit hanteer. Ons voel dit is regtig vir ons belangrik dat daai laaste jaar moet baie intensief wees en dit moet baie na gekyk word. So ons sal hulle definitief apart hanteer as die res. Maar ons wil graag kyk of ons nie juniors en seniors en hulle sal geskei wees in hierdie verskillende dienste. En dat mense dit hoekom? Eerstens, dit help 'n bietjie. Dit help 'n bietjie om minder mense, groot mense daar nodig te hê. Want as daar net 'n paar is, kan mens sekere grade saam sit en omdat hulle net te vinnig gepraat, dat dit gaan help met dissipline omdat ons 'n groot groep het.
En daar gaan een persoon nie die hele tyd uitgeput word, want hy moet met hierdie, want daar is sekere grade in ons skool wat 'n bietjie moeiliker is. So, die gedagte daar is regtig om in te kleer as 'n jeugdiens. Juniors apart, seniors apart, halfuur van liedjies sing, 'n preek, en dan so 15 minute van interaksie, waar daar net 'n mentor is. Maar hierdie mentor kan dan 'n groepie kinders vat. Dit is nie te sê dit hoef graadverband te wees nie, en hy kan ook meer as een graad vat. So ek hoop dit maak sin, en as dit nie kan nie, dan kyk ons ook daarna. Maar wat vra ek vandag vir julle? Ek vra vir julle om die lys regtig so sorgvuldig as moontlik in te vul. Ek vra vir julle vandag om 'n bietjie verder te dink, saam met my te bid, saam met my hieroor te droom. Ek vra vir jou om jou hand op te steek. Ek weet dit vat tyd. En dit is nie altyd die mees dankbaarste werk nie. Maar die Here het in ons het hy gawes geplaas wat ons moet gebruik om sy naam te eer. Hierdie kinders is voor ons neergesit, en Jesus sê moet die kinders nie verhinder nie. So jou nie betrokke wees nie, kan soms die kinders verhinder. My nie betrokke wees nie, kan soms die kinders verhinder. So asseblief dink saam met my, bid saam met my, praat met my, en laat weet vir my wat gaan vir jou die maklikste werk. En soos ek sê, ek gaan definitief, ons nie almal kan accommodate nie, verseker nie, maar ons gaan ons bes probeer. En soos ek ook sê in die ding, dat kies die regte, as jy sê ja, dan gaan ons definitief jou opinie 'n bietjie hoor ag, as jy sê jy wil betrokke wees daarmee, want dan gaan ons jou probeer, jy wat gesê het, ja, ek gaan help jy mee, gaan ons 'n bietjie kyk, jou opinie gaan so klein bietjie meer tel. Ek seker julle verstaan dit ook so. Maar mag ons bid vir ons jeug, mag ons weet ons is in 'n tyd wat ons jeug dit regtig nodig het. Mag die Here ook met julle wees en mag julle 'n wonderlike week hê.